Geagte vriende, dis lekker om weer met u te gesels en ons gesels uit Ierland uit soos altyd. Ons het 'n Afrikaanse gemeente in Ierland. Is 'n klein gemeentetjie, maar ons is al vir 13 jaar in die gang. En ons groei elke dag meer en meer. Ons het bietjie dienste wat ons uitsaai vir u wat u na kan luister, het sy op Facebook of u kan na ons webtuiste toe gaan, kerkenafrikaans.ie, so www.kerkenafrikaans.ie, en daar kan u al ons preke kry en bietjie meer inligting kry oor alles wat ons doen. So baie welkom, dankie dat u by ons inskakel. En vandag praat ons bietjie oor die krag van die geloofsgemeenskap. Die krag wat daarin lê in daai groepie mense wat saam die Here Jesus dien, saam die Here Jesus ken en transformerend in die wêreld inwerk. Nou ek het die laaste paar kere het ons daaroor gepraat oor 'n geloof wat nie daardie het nie, 'n geloof wat nie transformerend in die wêreld inwerk nie, is onder verdenking. Vriende, dit is maar net die feite. 'n Geloof wat nie transformerend inwerk nie, is onder verdenking. En vandag praat ons oor hoe daardie geloof wat transformerend inwerk in die wêreld sy krag kry uit die geloofsgemeenskap, deur die groepie mense wat saam die Here dien, deur die gesinnetjie, die geloofsgesin van ons Here Jesus Christus. Maar ons moet net eers ons oë toemaak en 'n gebed saam doen voor ons begin. So kom ons buig net ons hoofde. Here, dankie vir u liefde vir ons. Dankie, Here, vir die krag wat deur die Gees in ons harte en in ons lewens en in ons wêreld werk. En ons vra, Here, dat u Gees vaardig word, sodat dinge in ons wêreld kan verander. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons is by die tweede hoofstuk van Tessalonisense. En dis Paulus wat skryf, en dis een van sy oudste, dit is van die ouer briewe wat Paulus geskryf het. En dis 'n baie interessante gedeeltetjie wat ons lees. Ek gaan net so 'n paar versies lees vir u. Uit 1 Tessalonisense 2, so 1 Tessalonisense 2 vanaf vers 1. Julle weet tog, broers, dat ons besoek aan julle nie vergeefs was nie. Maar alhoewel ons, soos julle weet, vroeër in Filippi gelei het en beledig is, het ons vrymoedigheid in God gehad om julle van God se evangelie te vertel. Al was dit te midde van baie teenstand. Want ons pleidooi is nie uit dwaling nie, maar ook nie uit onsuiverheid nie, en ook nie met bedrog nie, maar soos ons deur God goedgekeur is, sodat die evangelie aan ons toevertrou kon word. So praat ons ook nie om mense tevrede te stel nie, maar God, hy wat ons harte toets. Want soos julle weet, het ons nog nooit met vleiery opgehou nie, en ook nie met valse motiewe van inhaligheid nie. God is ons getuie. Ook het ons nie die eer van mense gesoek nie, nog van julle, nog van ander. Alhoewel ons as apostels van Christus eise kon stel, maar ons het klein kindertjies in julle midde geword, soos wanneer 'n moeder haar eie kinders voed en koester. En omdat ons op hierdie wyse na julle verlang, so het ons dit goed gedink om nie net die evangelie van God aan julle mee te deel nie, maar selfs ook ons eie lewens, omdat julle vir ons geliefd geword het. Julle onthou tog die moeite en harde werk, broers, terwyl ons bedags en snags gewerk het, sodat ons vir niemand van julle 'n las sou wees nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en ook God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons geword het vir julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy eie kinders was. Terwyl ons julle vermaan en bemoedig en aanspoor om 'n lewe te lei
wat die God waardig is, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. Daarom dank ons God onophoudelik dat julle, nadat julle die woord van God van ons ontvang het, dit nie as 'n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die woord van God, die woord wat werksaam is in julle wat glo. Want julle broers het die voorbeeld gevolg van die gemeentes van God in Christus Jesus wat in Judea is, omdat julle dieselfde dinge onder julle eie mense gelei het as hulle onder die Judeërs. Hulle wat die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons ernstig vervolg het, wat God nie tevrede stel nie en vyandig teenoor alle mense is, en wat ons verhinder om met die heidene te praat, sodat hulle verlos kan word. So het die Jode se sondes in elke opsig hulle volle maat bereik en die oordeel het uiteindelik oor hulle gekom. Maar broers, aangesien ons vir 'n kort tydjie van julle geskei is in persoon, maar nie in ons harte nie, het ons werklik met groot verlange alles in ons vermoë gedoen om julle van aangesig tot aangesig te sien. Daarom wou ons na julle kom, ek Paulus, weer en weer, maar Satan het ons verhinder. Want watter hoop of vreugde of kroon van roem, behalwe juis julle, sal daar vir ons by die Here Jesus wees, wanneer hy kom. Want julle is ons eer en vreugde. Vriende, dis 'n baie interessante gedeeltetjie wat Paulus hierso deel met ons almal, nê? Natuurlik wou hy dit deel met die Kolossense, maar ook met ander mense wat die brief sal lees. En die ding wat hy hierso sê, dis baie interessant, dat die gemeente van die Here Jesus, die geloofsgemeenskap, is die magtigste wapen in die arsenaal van God, in die impak wat dit op die wêreld het. Daardie geloofsgemeenskap wat Jesus liefde beleef en wat dit uitdeel aan ander. Dis daardie geloofsgemeenskap wat die verandering bring. Dis daardie gemeenskap wat die wêreld transformeer. Vriende, daar's nêrens 'n beweging wat die wêreld so aangegryp het soos die Christendom nie. Die Christendom het gekom en met die krag van liefde die wêreld oorheers. Islam het gekom en met die krag van swaard en onderdrukking en bloedvergieting het Islam die wêreld oorgeneem. Putin wil die wêreld oorneem met geweld. Die verlinkses wil die wêreld oorneem met ontwrigting. Jesus neem die wêreld oor met liefde. Dis die verskil. Daardie liefde is 'n grond in die geloofsgemeenskap, in die gemeentetjie. Ek het hierdie week gehoor van 'n kerk in Nigeria wat 500,000 mense het. Vriende, ek vertrou nie daai kerk nie. Die geloofsgemeenskap, die klein geloofsgemeenskap is waar die krag lê. En dis waar uit die Here Jesus werk. Daardie mense word in die groot gemeentes, in die mega gemeentes, en verstaan my mooi, ek praat maar as 'n leek. Maar ek dink eerder dat hulle word wat is die woord wat ek nou wil gebruik? Daar kan nie transformasie vanuit so 'n gemeente plaasvind, 'n liefdestransformasie in die wêreld nie. Ek dink hierdie groot gemeentes is meer 'n aantrekkingskrag vir mense wat op een of ander manier vermaak wil word. Maar die transformerende krag van sulke mega gemeentes, ek vertrou nie dit nie, ek dink nie dit bestaan regtig nie. As mens kyk na, Paulus se betoog in 1 Tessalonisense, dan praat hy van 'n diep persoonlike verhouding met die gemeente. Dat die wisselwerking tussen die leiers in die gemeente
is 'n baie spesiale verhouding. Dit is 'n gesinsverhouding, maar is eintlik meer as dit. Paulus begin sy gedeeltetjie in Tessalonisense 2, 1 Tessalonisense 2 met die baie belangrike punt wat hy maak, is die integriteit van die leiers. As die leiers nie uit suiwer motiewe werk nie, dan het dit 'n beperking op die transformerende krag van die gemeente. Paulus sê, ons het alles gegee wat ons kon vir julle. Ons het met integriteit gewerk, ons het niks van julle verwag nie. Ons het ons eie inkomste gegenereer. Ons het nie na julle toe gegaan om iets uit julle uit te kry nie. Ons wil eintlik niks uit julle uit hê nie. Ons het onsself onderhou. Dit is die manier waarop leiers werk. Alhoewel hulle kon, sê hulle, het hy niks gevra nie. Hy was soos klein kinders by die gemeente. Met ouer weer eens het hy eerder gesê, hy kom daar, hy is die leier, hy is die een wat die evangelie bring, hy is die een wat die onderwys doen. Maar wat hy kry, wat hy ontvang hy soos 'n kind. Nie omdat dit gedwing is nie omdat hy mense wil manipuleer of wat ook al nie. Hy ontvang dit soos iemand wat in dankbaarheid op 'n kwesbare manier betrokke is by 'n groep mense en wat maar ietsie ontvang uit liefde. En dis die hele ding dat die integriteit van jou leiers veroorsaak die krag, die transformerende krag wat 'n gemeente het. Vriende, as jou gemeente nie transformerende krag het nie in die wêreld waarin jy leef nie, dan is daar baie dinge wat onder verdenking is. Die geloof van die gemeente, die integriteit van die leiers en die gesindheid van die leiers. Dan raak dit alles. Hierdie gemeentetjie in Tessalonisense het onder groot verdrukking, onder groot swaar kry, 'n groot impak in daardie wêreld gemaak, in daai provinsie van Macedonië. En in die hele omgewing het mense gepraat van die gemeente van Tessalonisense, wat onder baie druk, onder baie swaar kry, tot stand gekom het, geleef het, bestaan het en transformerend ingewerk het in sy omgewing, omdat hulle leiers gehad het met integriteit, omdat hulle teenstand gehad het, swaar gekry het. Met ander woorde, niks het verniet en maklik gekom nie. Dit het op hulle knieë gekom met smeking en met gebede. En dan die laaste ding is, daardie liefde, daardie onvoorwaardelike liefde, wat uitgedra is in die wêreld, soveel so, dat dit indruk op mense gemaak het, en dat dit mense getransformeer het. Dis hoe die kerk van Jesus werk. Dis hoe die verandering in die wêreld plaasvind, vriende. Dis leiers met integriteit. Dis mense wat hard werk, swaar kry, om te bereik wat hulle bereik. Dis mense wat betrokke is by mekaar. Maar vriende, en dis meer as net gesinsliefde. Onthou dat 'n geestelike gesin van Jesus Christus, wanneer die Heilige Gees bykom, dan gebeur dinge. Dan is daar krag, werklike krag. Gewone gesinne het maar hulle dinge en hulle sukkel maar en gewone allerhande groepe, die mens het en die vrouens se by mekaar kom groepies. Daardie groepies het nie die transformerende krag wat Jesus se kerk het nie, want Jesus se kerk het die Heilige Gees. En dit raak mense aan. Dit bring mense in. En dit is wat ons gemeentes moet hê, en dis ons uitdaging. En dis my vraag. Jou gemeente, jou groepie waaraan jy behoort, jou geloofsgesin, het julle 'n transformerende uitwerking op die wêreld? Is die wêreld waarin julle is anders omdat julle daar is of nie? Dis die vraag. En as dit nie anders is nie, en as dit nie transformerend is nie, dan is daar 'n paar vrae wat julle moet vra en wat ons moet vra. En ek hoop dat ons gemeente in Ierland transformerend is.
want ons werk onder moeilike omstandighede. Ek werk self, ek verdien my eie geld. Ons het 'n liefde wat ons teenoor mekaar uitstraal, en ons het die betrokkenheid van die Heilige Gees, en ek wil glo dat ons transformerend inwerk in die wêreld waarin ons is. En my gebed is dat daar meer en meer sulke geliefde gemeenskappe ontstaan, sulke gehegte gemeenskappe ontstaan, soos die gemeenskap van Kolossense. Daardie Christus liefde, daai Jesus liefde wat tussen mense bestaan. Dis my hoop vir hierdie wêreld. Want dis die enigste manier hoe die wêreld gaan transformeer. Daar's geen ander manier nie. En ja, dit is ons uitdaging. En my uitdaging aan jou is om te sien dat dit wel in jou omgewing gebeur, en dat jy by so 'n gemeente hoort en by so 'n gemeente aansluit. Amen. Hemelse Vader, ons lees, Here, in Tessalonisense van die hegte band wat daar bestaan het tussen Paulus en sy gemeente en die ander leiers in die gemeente, en hoe die gemeente so hard gewerk het, Here, en op so 'n mooi manier gewerk het. En ons bid dat ons dit ook sal regkry in ons gemeentes, in die omgewing waar ons is. Help ons, Here, ons vra dit in Jesus naam. Amen.